So, dit gaan nou 'n lekker storie word. Pannekoek. Net die suiker. Pannekoek. Ja, net gewone pannekoek. Dit smaak betrou nie suikerpannekoek. So, wat se afkondiging is daar nog? Ons beplan ook 'n kermis. Ek weet nie of dit 'n blomme mark gaan hou, maar dis vir die, sien jy my? Dit gaan vir die halweghuis wees, dit gaan nie vir die kerk, so ek gaan nie terug op my woorde of wat ek gesê het nie. Ons gaan nie vir die kerk bazaar hou nie, ons gaan vir die halweghuis gaan ons soos 'n blommefees of 'n blommemark hou. En ons is heel opgewonde, ons gaan 'n ander se gazebo en wie weet nog, gazebo sit gaan daar opgeslaan word, so. Ons is lekker opgewonde. Ja. Hy lyk maar so stil, maar daar's weer wildspotjie, maar hierdie keer sal ek mooi kyk. Hy weer as jy weer terug. Ek het die beker weer aangepas. Ek gaan nie weer die wenner weet. Amen, so verder is alles reg. Sondag is ons maar weer 10:00, Woensdag kuier ons lekker saam. En Donderdag bid ons lekker saam en Vrydag sing ons lekker saam. Amen. So ons is sommer bedrywig man en ek is bly dat die kerk weer begin. Die klomp Freemans vang nog vis. So ek weet daarom waar's almal. Ek hou dop. So ek is dan Jonna, welkom terug. Amen. Uit Afrika uit. Ek gaan net so vinnig deurgaan. So meer verder is alles reg. So ons is die Here dankbaar. Pieter, kan jy vir ons vandag open omdat dit ook nou Magda het ons nou gemaak dat jy Sondag nie in die kerk kom. So vat maar die skuld my broer. Ek wil weer al die mans met opstaan asseblief. Lieve Vader, ons kom na U toe, want die Geer is in hierdie gebou. U is teenwoordig hierso. Ons kan dit aanvoel, ons kan dit aantas. Lieve Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het. Dat ons kan opkom in U woning toe, om te luister wat U deur pastoor met ons spreek. En lei hierdie diens by ons. En help ons, vir almal wat nie hier is nie, wat siek en kranklik is. Ek sien hom Nikus nog nie hier nie. Dat hulle sal gou gesond raak en weer terugkom na hulle plekkies waar hulle moet sit. En lei ons net, Liewe Vader, die res van hierdie week. Dat ons al die bijeenkomste sal bywoon. Spesifiek die lering wat so interessant, wat so lekker is, dat die mense wil besef, dat ons so toe kom en ons leer baie daarso. Dan vra ons vir die finansies, dat U die finansies sal gebruik soos U dit sien waar ons dit moet gee, en waar ons dit moet spandeer, dat ons in U woord gaan, dat om U naam en Amen. Amen. Daar sê ons voorsangers kan kom en sing ons lekker saam, ons laat net vir Glenn en sy spannetjie. En yes, ek het die naam al leer. Lukie, Johannes, ook welkom dat hulle nou so ver gekom het. Elkeen van sy eie rigting af, net om vir ons te kom. Ek weet nie, maar is die minister sit ook daar so. Minister anders. Wil sy kom sing? Wil sy die... Sy is ook nou hier so, as dan met die drie van. So, daar sê, drie van die familie. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Amen. Amen. Hallelujah.
Ons hoor nie al die goed nie. Ons sing lekker hiervoor, ek weet nie van julle nie. He
Dominique, welkom. Wat 'n mooi orkes, die mag. So klink jy apostool. Ja, so is dit. Kom ons kyk maar so 'n bietjie terug. Ek het net so 2 teksies wat ek graag vir ons wil uithaal. En dit kom daar uit Openbaring 1 vers 13 tot 15 en die ander een is net as jy so omblaai Openbaring 2 vers 5. Openbaring 1 vers 13 tot 15 sê vir ons kom ons lees maar daar van vers 12 af. Toe draai ek om te sien watter stem met my gepraat het. En toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelare. En tussen die 7 kandelare een soos die seun van die mens, Jesus Christus, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang en gegord met 'n bors van goud, met 'n goue gordel. Ek amper so ons kan die ander kan ons verder lees. Ek wil net daar by Openbaring 2 vers 5 en ek nog gou net stil staan en dan vir u verder lees. Hy sê daar, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En dan in vers 5, onthou dan waarvan dan jy uitgeval het. Van wat uitgeval het? Eerste liefde. En bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe. En ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Nou hierdie is my vreeslike kosbare stukkie, en ek wil vanmôre met ons lekker gesels rondom hierdie kandelaar vanmôre. Ek weet ons het al vroeër, het ons miskien 'n keer gepraat of gepreek rondom dit. Dis dan 'n irriterende ding wat mense op seker maar nodig is. En dis nou 'n preekstoel. Ek het nog nooit so hoog heilig gewees dat ek agter hom moet en ek staan. Nou maar so nederig. Nou ek wil vanmôre met ons 'n bietjie oor die kandelaar gesels. Dis hoekom ons sommer die kersies net daar brand gesteek het, laat ons kan sien ons fokus op die kandelaar vanmôre. Nie oor die ander goeders nie. Ek dink ons het eendag ek so 'n bietjie gepraat oor Jesus wat tussen die kandelare. Maar dit was so 'n kort stukkie, so vanmôre wil ek praat oor jy spesifiek hierdie kandelaar. En dis vir my baie, baie kosbaar as ons vanmôre 'n bietjie gaan stil staan by hierdie kandelaar. Nou, nou op een plekkie sê, praat die Here so mooi, wat hy praat van, maak julle bekers leeg en julle skottels. Is dit nie waar, daar waar hy praat met die fariseërs, wat hy sê, maak julle skottels leeg, of maak jou skottel binnekant en jou bekers binnekant skoon en nie in die buitekant dat jy voorgee. Ek sal nou net iewers het ek die skrif neergeskryf of ek sal hom sommer op die groepie gooi waar die Here praat van hierdie bekers om jou beker aan die binnekant skoon te maak. Nou, ek lees nou die dag so 'n pragtige stukkie. My skoonma kyk as ek my neus vryf so dat ek sommer goed vryf. Een storieetjie wat ek lees oor die bekers. Dis van 'n ou wat iemand afgerig het. Hulle noem 'n meester in 'n wat hy hierdie disipel gelei het in die Here, leiding gegee. En die disipel kom eendag na hom toe, soos 'n mentor, en hy kom praat met hom en hy sê, "U het nou vir my alles geleer van wysheid en van kennis en van die woord van die Here. U het my so baie geleer, maar u het my nog nooit geleer van wie is Jesus Christus nou nie. So ek weet nou van baie, ek ken nou die Bybel en ek ken baie ander wysheid, lewenswysheid, lewenservaring, maar
u het nou nog my niks regtig geleer van wie Jesus is nie. Verstaan jy? So dis baie belangrik dat ons mas vanmôre ons kom ons baie goeders weet, maar as ons nie weet wie Jesus is nie, dan weet ons ook maar nog eintlik net niks nie. Dan is daar 'n groot tekortkoming in ons lewe as ons nie weet wie die Here Jesus Christus is. So, en die ou meester met baie wysheid en kennis sê vir hom, man, ja, jy's reg. Die probleem is, kom ek wys vir jou. En hy vat 'n beker of 'n kan vol tee of koffie en hy begin gooi in die man se beker. Hy sê, hou vir my jou beker. En hy begin gooi van hierdie koffie of hierdie tee nou die ouetjie se beker, wat dan nou vir hom die vraag gevra het. En hy gooi en hy begin oorloop. En hy loop oor en dit val op die vloer en so begin dit op die vloer weggeloop. En op die einde van die dag toe sê hy vir hierdie man, vir sy mentor, meester, maar u bly gooi nou net hierdie tee in. U bly gooi net waar 'n tee of koffie in. En dit bly oorloop. Dit kan jy nie sien, dit loop al oor nie. En hierdie ou wyse man sê van, man, weet jy wat die probleem is? Ek kan sien dit loop oor, maar die probleem is, jou beker is te vol van jouself, dat daar plek is vir die Jesus Christus. Is dit nie waar nie? Jou beker is so vol, dat jy nou al die wysheid en jy het al die kennis en jy dink jy weet alles, maar jou beker is te vol. Jy is so vol van jouself, dat daar nie plek is as Jesus jou beker wil begin volmaak. Is dit nie waar, mense? Ja, ons sukkel maar partykeer met hierdie ou beker, wat so vol van onsself is. Ja, en dis die probleem van die liggaam van Christus, is hierdie oorvol beker waarmee ons loop. Want jy sien, as hierdie beker so vol van onsself is, en net jy word raak gesien, en alles draai net rondom jou, ons het ons nou al 'n paar preke gegee wat ons gepraat het, om te sterf in jouself, sodat daar meer van Jesus Christus in ons lewe kan begin opstaan, en verstaan jy so, want die probleem is, hoekom moet ons sterf in onsself, is omdat ons beker te vol is van onsself. Verstaan jy, want Jesus kan nie meer word in ons lewe, as ons beker vol is van onsself. As ons nie sterf in onsself nie, as ons nie God kans gee in ons lewe nie, sal hierdie beker gedurig vol wees van onsself, wat ek en jy uit die lewe uit wil hê. Is dit nie waar nie? Wat ons kan uittrek uit die samelewing uit. En ons vergeet waarvoor ons hier op aarde is. Ons is hier om God te verheerlik en nie vir jouself nie. Want as jy jouself wil verheerlik, dan bly jou beker vol van jouself. En daar is nie plek vir die Here Jesus. Jy sien, dis wanneer jy loop met 'n vol beker van jouself, en een kom en hy stamp net so bietjie teen jou, dan stort hierdie beker sommer gou, en dan is jou hemeertjie sommer nou op sy plek, en jou bekkie is sommer gou wyd oop, en ons sê 'n klomp goeders, en ons is sommer nou kwaad vir mekaar. Dis 'n vol beker van jouself. Verstaan jy, daar is die plek vir die Heilige Gees van God om hierdie beker in ons lewe vol te maak. En dan kom ons by hierdie punt, hierdie stukkie van Openbaring, waar Johannes praat van waar hy gestaan het, op die eiland Patmos gewees het, en hy sê op die dag van die Here, dis vandag. Dis nie Saterdag gewees nie, dis vandag. Vandag, die eerste dag, op die wonderlike dag, wat hy die heilige nag al ingestel het, op hierdie kosbare dag, wat Jesus Christus uit die graf uit wegbeweeg het, en wat hy begin lewe het, verstaan jy? Dis op hierdie dag, as Johannes praat van 1 Johannes 10, dan praat hy, 13 van 10 af, dan praat hy van hierdie dag van die Here, hierdie spesiale dag van die Here, dis waarna hy verwys, dis op hierdie dag, op hierdie mooi dag, hierdie kosbare dag, soos 'n dag vandag is, en maar die geheim lê in die storie dat ons moet, as ons wil, jy kan julle plek sit, soos vandag, jy kan op enige manier die Here probeer dien, maar as jy nie in die Gees is nie,
Verstaan jy? Ons kom vanmôre hierin. As jy ingekom het op 'n vleesmanier, dan gaan jy niks ontvang nie. Want dit is belangrik dat ons moet in die gees weet. Jy moet vanmôre met jou eie vuur hiernatoe gekom het. Jy moet met jou gebed in jou hart gekom het. Jy moet met ontvanklike gees kom. Jy moet met iets in jou hart kom en sê, Here, ek kom soek vanmôre, kom soek ek na U. Ek kom soek U teenwoordigheid. Ek het 'n honger en 'n dors na U geregtigheid. Ek het 'n behoefte, my God. Ek het 'n begeerte. Verstaan jy, dis 'n mens wat in die gees wandel en dis 'n mens wat in die gees na die huis van die Here opkom. Want as jy in die gees van die Here opkom, dan sal jy iets ontvang. Daar's nie 'n manier dat jy hier sal leeg uitstap nie. En dis wat die Here so mooi, verstaan jy, want dis nie, ons praat Woensdag het ons juis gepraat van 'n gees van onderskeiding. En as jy in die gees is, dan kan ons onderskei. Verstaan jy, as die gees van die Here begin werk in ons gemeente, dan kan ons onderskei dat dit is God se gees wat vanmôre besig is. Amen. Halleluja. Ja, dis God se gees. Dis nie 'n bose gees nie, man. Dis nie 'n demoniese gees nie. Dis God se gees wat vanmôre vir ons kom besoek. Hy besoek sy kerk. En dis waar Johannes omgekyk het en hy sien hierdie beeld, hierdie kosbaar, want hy's in die gees. Daar ek glo daar's miskien ander mense ook geweet, maar niemand kon hom raak sien nie, behalwe Johannes op pad was, want hy was in die gees. En as vanmôre dalk praat die Here met ons. Dalk het God vir my en vir jou 'n boodskap vanoggend. Maar as jy nie in die gees gaan wees nie, dan gaan jy net so leeg hier uitstap soos wat jy hier kom instap het. En verstaan jy, want jou lewe gaan daar buitekant nog net so wees en niks het verander soos wat jy hier kom instap. Maar as ons in die gees is mense, dan is daar 'n honger na geregtigheid. En wat vir my mooi is dat Johannes sien een tussen die kandelare, wat soos die seun van die mens, Jesus. Hoor jy die kragtige woord? Hoor jy, as God se gees vanmôre praat, en jy maak net jou oë toe, man, en jy kom ontvang vanmôre, dan gaan jy ook daardie prentjies sien. Jy gaan daardie beeld sien van 'n Jesus wat tussen sy kandelare beweeg. Elke een van ek en jy wat vanmôre hier so sit, is 'n kandelaar van die Heilige Gees van God. Hoor mooi, jy is nie die lig nie. Ek en jy is nie die lig nie. Ons is net die kandelaar wat die lig dra. Jy is nie die lig nie. Dis die probleem waarmee ons sit, die wêreld. Ons wil die lig wees. Ons wil ons eie lig laat brand. Verstaan jy, die Here sê, as hy nie in ons brand nie, as die kandelaar probeer om lig te wees sonder God, is dit net 'n kandelaar, dis 'n leë lig. Daar's geen krag in nie. Maar as die kandelaar en die lig kan saamwerk, dan is ons die lig vir hierdie wêreld. Want Jesus Christus skyn deur my en jou. Verstaan jy, dan is ons die lig van hierdie wêreld. Maar as ons op ons eie en ons beweeg nie in die gees nie, verstaan jy, dan is jy jou eie lig. Dan wil ons onsself voorstel aan die wêreld. Weet jy, is vir my so mooi om te gaan staan. Weet jy, die kandelaar het eintlik 'n baie kragtige en 'n sterk boodskap. As ons kyk na die tabernakel, ek wil net so 'n bietjie teruggaan. Ek is nou die Ou Testamentiese, dit gaan nie vir my daaroor nie. Daar vreeslike mooi boodskap uit die Ou Testament wat deel van ons kan raak. Ja, wat ons in die gees kan vat. Nie in die wet nie, in die gees kan vat vir my en vir jou. Nou as ons kom by die tabernakel, hoor baie mooi. Van buite af was dit 'n velbedryf. Niks moois daar nie. Niks. As jy van buite af kyk, dan het dit 'n vaal of vierkantige of 'n langwerpige whatever plek gelyk. So 'n tentbedryf wat so met velle in toe of met lappe of whatever. So daar was in die woestyn gestaan. Verstaan jy, so daar was niks moois in hierdie tabernakel gewees. Daar was nie regtig dat jy kan sien soos baie van ons kerke nou. Deesdae, jy sien soms jy 'n dorp inry. Hier's daar 'n pragtige gebou en dan weet jy dis die kerk.
Die tabernakel het geen aansien gehad nie. Daar was niks mooi nie. En die wêreld het dit eers gesien nie, want hierdie tabernakel het maar so saam met die klomp Israeliete beweeg. Verstaan, daar was niks moois buitekant, niks aantrekliks, niks wat jou wil gelok het na hierdie plek toe nie. Niks nie. Ja, daar was niks. Maar as jy daarin gestap het, halleluja. Want jy sien waar die teenwoordigheid van God. Man, dis hoekom ek sê, hierdie kan 'n ou plekkie in die buitekant wees. Man, jy kan binne in 'n singkerk wat net so langwerpig is, of jy kan sommer in 'n gewone huis. Verstaan jy wat? Dit gaan nie oor die buitekant, wat ek vanmôre wil sê, dit gaan nie oor die buitekant en die aansien en die pragtig wat die wêreld sien nie, maar die binnekant van die tabernakel, dis waar die verskil is. Halleluja, die binnekant, wat jy sien, waar die Heilige Gees van God is, verstaan jy, daar's lewe man, daar's mooiheid, daar's krag, verstaan jy, dit het die tabernakel spesiaal gemaak, en jy sien wat mooi is, as jy die tabernakel was pikdonker binnekant gewees, pikdonker, daar het geen lig van buite geskyn nie, hoor jy die boodskap wat die Here vir ons, vir my en vir jou vanmôre het, van buite af, is daar niks lig nie. Daardie lig is valse lig. Verstaan jy? Die lig wat probeer lig wees. Die Satan wat probeer om mooi te wees. Verstaan jy? Want hy maak ons altyd God na. Verstaan jy? Hy wil hierdie neeu uit en al hierdie drekgode. Verstaan jy? Hy wil namaak. Want jy sien hy's 'n nabootse van die Heilige Gees. Verstaan jy? Ek wil hê jy moet 'n prentjie vir jou skep. Van buite se lig was niks aantrekliks gewees nie. Dit was boos en dit was sleg gewees. Dit kan nie naby die lig, die ware lig gekom het nie. Maar as jy daar ingestap het, verstaan jy, in hierdie duister, donker plek. En hierdie tabernakel, hierdie kandelaare se lig het begin brand. Was dit die mooiste plek gewees? Die aantreklikste plek. Dit het die duisternis verdryf. En hierdie kandelaarligte, dit verteenwoordig mos maar die 7 kerke van die Here. Maar hierdie kandelaar van vandag verteenwoordig vir my en vir jou. Hoe lyk ons lewe? As iemand by ons kom instap, hoe lyk ons lewe? Verstaan jy, maar daar was 'n belangrike ding gewees, dat hierdie lig, hierdie kandelaarlig, moes permanent gebrand het. Hoor jy vanmôre, hierdie lig moet aan mekaar brand, man. Hy kan nie net vir 'n tydjie brand nie. Die Gees van God, die Heilige Gees is mos hierdie lig. Verstaan jy? Hierdie lig moes permanent gebrand het. Want jy sien, daar was 'n belangrikheid, hoekom hierdie lig, hierdie kandelaar se lig in die tempel moes gebrand het. Buiten dat dit die duisternis verdryf en die heerlikheid gaan van God verteenwoordig. Die lig, wat daardie werklike ware lig in die tabernakel het die heerlikheid van God verteenwoordig. Jy sien maar nie net die lig nie, die lig het 'n job gehad, man. Niks in die Ou Testament is net per toeval nie. Daar's 'n rede hoekom hierdie lig permanent moes gebrand het. Hy mag nie uitgedof gewees het. Hy mag nie doodgemaak gewees het. Want jy sien hierdie lig, hoor mooi, hierdie lig het op die toonbrode, dis die 12 stamme, moes hierdie lig gedurig geskyn het. Niks mag gedoen gewees het sonder as die lig nie brand. Geen voorbereiding mag in die tabernakel gedoen gewees het sonder dat die lig brand nie. Verstaan jy? Hoor mooi. Hoor jy, kyk vir jouself, ondersoek jouself. Ek en jy is die hierdie kandelaar, man. Hoor jy vanmôre? Ons kan niks doen sonder dat die Gees van God se lig binne in jou brand nie. Amen. Ons mag niks doen as die Gees van die Here se lig nie binne in jou brand nie. Verstaan jy? Want dis die een, hy sê mos ek is die lig op jou pad. Halleluja, man. As die lig uitgedof is, mense, wat beteken dit? Daar's 'n groot geheim in hierdie storie.
Daar's 'n baie groot geheim in hierdie kandelaar storie. Dus jy sien die lig moes permanent gebrand het, want God bring verandering. En as hierdie lig nie gebrand het nie, kom hierdie lig wat op die toonbrode moes geskyn het. Nou die toonbrode, as ons mooi gaan kyk, praat oor die liggaam van Jesus Christus. Halleluja! Hierdie brood, hierdie lig, hierdie kandelaar se lig, hy moes skyn, verstaan jy? Hy is nie daar vir die mooiheid nie. Hy is nie daar vir ander se plesier nie. Hy is nie net daar om die duisternis uit te vat nie. Nee, hierdie lig moes gebrand het, man. Want hy moes skyn. Hoor jy, vat jou lewe en bring hom hier in die tabernakel, man. Halleluja, man. Het jy ook vanmôre so lus vir 'n lig, so 'n bietjie 'n verligting, 'n bietjie lewe in jou gees, man. Miskien is hier jou gees effens donker. Miskien wil hy so 'n bietjie vrek gaan, man. Kry hom weer aan die gang, my boetie, my sussie, laat hy lewe. Laat hy brand, man. Ons is kinders van die Here, want ons is nie dooie Christen nie. Halleluja. O, die lig van Jesus Christus brand op ons lewe, man. Versaai, want solank as daar die lig gebrand het, en hy brand op hierdie toonbrode, die brood van die lewe. Verstaan jy, die lig, die Heilige Gees, want jy sien hierdie lig het twee dinge nodig. Hy het 'n put nodig en hy het olie nodig. Hoor mooi, kom. Ek het die suiker afsluit. Dis nommer 2. Jy sien, wie wat vir my, ek raak so opgewonde, man. Wie, ek is dan bly, ek het nie miskien vroeër tot bekering, want dat ek dan seker baarwiele geslaan. Yes. Dan ek seker om soos na, ek dink hulle het seker gedink, die sirkus het hier op Nolof gearriveer. Julle, want ek raak opgewonde, ek raak opgewonde as op God se ding. Yes, verstaan jy, want die put en die olie, ons weet wie is die olie. Die olie is die Heilige Gees van God, waarvan ek en jy nie kan lewe. Ons kan nie daar sonder nie. Dis hoekom hy die 5 maagde waarsku, of die 15 maagde waarsku. Hy sê, sorg dat julle olie, daar moet olie in jou lamp wees. Moenie gaan klop en dink jy het olie gehad nie. Pas op, hierdie olie brand uit, maar die olie het 'n put nodig. Hierdie lamp het 'n put nodig, soos daai op pytjie. Hy het 'n put nodig, verstaan jy, om te kan brand. Hy het vir jou nodig. Wat sê hy daar? Ek sal 'n lampet nooit uitdog nie. Halleluja! Halleluja! 'n soekende hart sal die Gees van die Here nooit uitdog nie. Halleluja, man. Wie, dis my dan 'n belofte van God. 'n hart wat soek na die Here. Daar sal olie, want die olie gaan op brand steek, die vuur van God gaan hierdie dooie lamp weer brand steek, maar. Nou as hierdie lamp het voel hy brand uit, dan kan ek vir jou, hulle noem dit 'n snuister daai jaar. Ek het baie navorsing gedoen. Ek kom preek net hier, ek spoeg nie net, ek praat nie waarlik. Verstaan jy? Hulle het 'n snuister genoem. Hierdie snuister was die een wat gesorg het dat die lamp skoon is en jou dooie puntjie afgeknip word, want hy moet permanent brand. Jy sien, waar 'n soekende hart, daar waar 'n lampet is wat na God soek, dan kom hierdie vuur. O, halleluja, die vuur van die Heilige Gees, en hy kom steek hierdie dooie lampet aan. Hey, verstaan jy vanmôre? 'n soekende hart sal die vuur van die Here, want daar waar die lampet brand, daar is lewe, man. Halleluja. Hey, verstaan jy, want die lampet is nodig. Verstaan, hoor mooi, hier's 'n groot geheim. God soek dooie lampette. Halleluja! God soek dooie lampette. Want jy sien, net soos die Satan mense gebruik om jou seer te maak en jou af te breek, het God instrumente nodig, sy kinders, want hy sê hy het ons gestuur na hierdie aarde, om nie onsself hier te kom, wat ook al nie, maar om hom te kom verheerlik, en om sy naam uit te vat. Dis hoekom ek en jy vanmôre hier, so God soek 'n dooie lampet. Hy soek 'n lampet wat hy kan brandsteek. Jy, man, brand jy vanmôre, sê dit halleluja. Jy kan halleluja, man, so klink dit. Dis hoe die goeters loop. Ja, jou charismaat, hulle remoer, hulle raas. Glenn, ken julle hierdie goed? Ek sien Glenn is doodstil, hy sit 'n bewe. Prys die Here. Amen. Halleluja. O, die Here soek vanmôre 'n lampet wat ek kan brandsteek. Vanmôre, want jy sien, hoekom soek jy 'n lampet? Want hierdie lampet
moet brand en hierdie lampet moet skyn op die toonbrode. Ja. Hoor jy vanmôre? Ek en u is die een wat die woord van God uitvat. Ja. Ons is daardie lampet. Ons is die een deur wie die Here, want jy sien die ware lampet, die goue kandelaar, daardie een wat verbrysel is buite. Jy sien daar moes klip getap word, seer gemaak word, stukkend gemaak word, sodat die suiwer goud, want hierdie lamp, hierdie kandelare is van suiwer goud gemaak. O, prys die Here, suiwer goud. Verstaan jy mense, hoekom ek vanmôre sê, laat toe dat die gees van die Here, alles wat in jou beker is, wat nie daar hoort nie, laat die gees dit stamp, man. Laat die gemors uitgestamp word, sodat die gees van die Here die regte koffie, die regte brou daar kan ingooi. Nie die gabbo brou nie, dit moet die regte brou wees. Daai wat smaak het, man. Wat so, as jy hom sluk, elke sluk 'n meester. Hey, halleluja, halleluja, daardie koffie moet jy drink. Verstaan jy, is dit nie wonderlik? Want as jy gestamp word en jy is vol van die gees, dan maak dit nie saak. Dit wat dan mors loop nie. Hy loop nie en hy word nie gemors voor hy kom by iemand uit. Want jy sien die lig, die ware kandelaar waarop Jesus Christus se lig. Daai suiwer goud. Jy sien hy's uiteen gemaak. Hy's nie dele gemaak en bymekaar sê, nee, die ware kandelaar wat so wandel. Hey, halleluja man. God wandel nie net tussen mense rond man om mooi te lyk nie. Nee, hy weet wie hy is. Hy weet, jy sien, hy sê dit wat Johannes sê, hy is soos een wat tussen die kandelare. Man, as Jesus kom besoek, dan kyk hy nie na die crowd nie. Hy het niks met die crowd te doen nie. Hy het nie saak met die volle kerke nie. Hy het nie saak hoe besig ons is nie. Hy het nie saak hoe mooi ons sing nie. Hy het nie saak hoe pragtig jy bid nie. Hy het nie saak nie. Nee. En ons lees daarso dat die Here Jesus het gekom vir sy kerk. As hy daar staan, dan staan hy tussen die kandelare. Hy staan nie daar vir die wêreld nie. Hy staan nie vir besige kerke nie. Nee, hy staan nie vir ander dinge nie, mense. Hierdie lampe kom staan daar so tussen kandelaar kom staan tussen die ander kandelare om een ding te kyk. 3 dinge te kyk. Prys die Here, ek het 3 goed uitgehaal. Nou die eerste een wil ek kom kyk, want jy sien sy lig skyn deur die toonbrood of skyn op die toonbrood, die brood van die lewe. Jesus, jy sien, mense moet die Here Jesus in jou sien. Hulle moet die brood sien, man. As hulle nie brood sien, wat sien hulle? 'n dooie skaap of 'n dooie vark. Wat iets het vrot. Iets is besig om sleg te ryk in jou. Nee, so 'n ding wat die jakkals gevang het met brood. Ja, so uitgevrede ding. Hy's besig om stadig te vrot. Nee, as mense na jou kyk, moet hulle die brood van die lewe, Jesus, moet hulle raak sien. Want die toon hierdie lig van die Here. Die kandelaar van God se lig skyn op hierdie toonbrood. Hy skyn op my en jou. Sonder dat as hy nie op ons skyn nie, is daar niks. Is daar nie lewe nie. Is daar niks wat ons, want jy sien, ons kan wat sê Johannes, ons is ingeënt op die ware wynstok, Jesus Christus. En solank ons daar ingeënt is, dra ons vrug. Nie ons vrug nie, sy vrug. Sy vrug, want hy is die ware wynstok. So ons het nie vrug nie. Nee, ons het niks nie. Ons het slegte vrug. Maar as ons ingeënt is op die ware wynstok, dan kom daar vrug. Want jy sien, die lig van Christus skyn op my. Mense, wie hoe groot is dit? Hoor hier, hoe groot is dit as die lig van die Here oor jou skyn? Hoeveel keer het jy nie geëet? Ek kan nie onthou wat sy predik is naam. Hulle sê as hy gepreek het, dan was daar so 'n helder lig agter hom gewees. Ja, man, wie is dit nie wonderlik? Maar die liefde en die blydskap en die vreugde, die vrug van die Gees wat deur ons skyn, is die lig van Christus. Ware liefde, vreugde. Verstaan, dis die lig van Christus wat as iemand by jou verbyloop, dan sê hulle, Jesse, jy het iets wat ek begeer. Jy het iets. Hey, wie wat is dit? Dis die Gees van God. Dis sy lig wat deur hierdie brood. En omdat hulle dit in jou sien, nou begin verlang hulle
na die een wat sy brood jy dra. Want hy is in ons. Maar hierdie lig skyn nie net op die brood nie. Hierdie lig, hierdie kandelaar, moet ook skyn op die wierookoffer. Die gebede. Verstaan jy vanmôre, mense, hier is verskriklike groot waarheid in hierdie. Die lig skyn ook op die wierook. In die wierookbakke, want die wierookbakke verteenwoordig die gebede wat uit hierdie tabernakel het opgegaan. O mense, 'n kerk wat nie bid nie, is 'n dooie kerk. 'n kerkmens, elke een van ek en jy, wat nie stil raak voor God nie, is 'n dooie lig. Jy probeer lig namaak, want jy sien, want die ware lig, want as jy die woord sê, as jy in die gees bid, as jy in die gees bid, is daar krag. Nee, want sonder gees bid, is dit net 'n gebedjie, dis nuttelose, want die lig van Christus skyn nie op jou gebed nie. Dis maar jy's eintlik in die kerk en dan bid jy vir kos. Here, seën ons ete, maar jy's nou nie by die diens. En hoe simpel het dit toch geklink? As ek die kerk moet vanmôre oopmaak, die diens moet oopmaak, en ek sê, Here, bid, Here, seën die kos wat jy vir ons voorberei het. Ja, stupid. Want die lig van die Here skyn nie op jou gebed nie. Want die woord sê, gebed dra krag. Gebed dra krag. Verstaan jy vanmôre, gebed dra krag. En dis hoekom as die lig, en dan natuurlik, die lig skyn op homself. Halleluja! Die lig skyn op homself. Waar Jesus is lig. Daar is die duisternis nie. Dis hoekom as die kandelaar aangesteek is in hierdie jou donker tabernakel, dan is daar lig, man. Buitekant lyk hy vaal, maar hier binnekant is lig, want die heerlikheid van buitekant hulle kyk, man. Ek bedoel, hier is van ons, onder andere, ek weet ook wat vrek lelik is, nie van die mooiste nie. So die jou tabernakel lyk miskien nie so gemooi nie, man. Die jou kandelaar lyk nie so pragtig, maar die lig wat buite van die binne, ek sê nou vir iemand, as iemand daar staan, dan lyk hy vreeslik mooi en pragtig, tot hy nader beweeg, dan sien jy vol sproete en pysies en al wat ou ding is. Yes, man, sien jy magtig, maar jy dan, wil jy nie maar weer terugstap nie. Halleluja, jy beter gelyk dan, nee, prys die Here, man, maar maak die saak, ek sê, ek het al gesê, hier was 'n vroutjie wat gekies het daar in Namibia, sy is nou my juffrou wat gewees, Jessie, maar die hoogmoed drup uit hom uit. Hy is pragtig van buite, maar hy vrot van binnekant. En ek weet van 'n ou vriendin van my, hy rol soos 'n balie. Maar daai ou sê vir my, sy mag die Here dien. Sy, verstaan, daar die uiterlike is nie vir die wêreldmoed. Maar daai ou balie, sy dien die Here, man. Daar skyn 'n lig uit hierdie mense, kosbaar wat trek, man. Verstaan jy, ek wil net by haar wees. Ek hou nie, ek like hierdie ou grandstory, ek hou van my ou vriendin, man. Verstaan jy, dis wat ek en u, as ons by die Here, man. Daar hier buite lyk dit nie goed nie, maar die lig maak jou mooi. Want hy skyn binne, die lig skyn op jou gebed, man. Die lig skyn op die brood wat binne in jou is, die gees van God. En hierdie lig maak jou mooi. Dit maak van jou iets kosbaar. Is dit nie kosbaar, man? Die lig bring verandering. Is dit nie wonderlik, die mense? Halleluja, ek prys die Here, want hierdie lig wat change. Halleluja, Here. Want jy sien Jesus beweeg. Die Jesus beweeg so tussen sy kandelaar, tussen sy kerk. Hy beweeg om wat te kon, hy wil kyk hoe lyk hulle kondisie. Ek sê dit ding sommer so baie keer aan my pa wat so rondgeloop het, of ons wat plaasboere in. Dus jy vat hom Jesus so op die kruis, dan voel jy of sy kondisie oorryk is, of hy oorreg is, verstaan jy, of hy vet genoeg is. Nou hier praat ons nou nie oor die vet nie, hier gaan dit oor die kondisie van die hart,
Verstaan jy? Of die lampet, want dis was die lampet wat moet brand gemaak word. Want as jy hart dood is, dan is daar niks nie, maar as hierdie lampet brand gemaak word, verstaan jy? Want God kyk na die kondisie en Jesus stap hier deur en hy stap hier rondom en hy stap deur sy kerk. Wie ons het daarom 'n liefde, God. My broer vat 'n 5. Ons kan mos nie in saak net so los. Ons God is 'n God van liefde, man. Verstaan jy? Hy kan ons mos gelos het, man. Hy kan vir jou vergeet het. Hier op aarde, jy's maar net hier. Nee, hy loop rond, man. Hy wil kyk. Hy 3 dinge wat hy uithaal. Hy wil kyk hoe lyk jou geestelike posisie. Jou geestelik. Hoe staan jou verhouding met hom? Verstaan jy? Openbaring 2 vers 5. Hy sê mos daarso, keer terug na jou eerste liefde. Jou geestelike posisie is nie gesond miskien nie. Mense hoor mooi. Ek wil vir julle sê, dis 'n waarskuwing van die Here. Dis 'n waarskuwing van God. Hoe lyk ons posisie voor God vanmôre? Hoe lyk ons posisie? Moenie vir my antwoord nie. Ondersoek jouself. Is jy gereed? Is jy gereed? Is jy op die plek waar die lig van die kandelaar, die ware kandelaar, hierdie goue kandelaar, die een van dit lyk soos die seem van die mens wat tussen die kandelare, is jou plek, is jy so gereed dat hy kan sê, man, wragtig, hierdie kandelaar is afgestop, hy's gevorm, dis waarlik 'n goue kandelaar. Die ander ene, jou geestelike verantwoordelikheid, hoe lyk dit vanmôre? Want jy sien, Jesus beweeg tussen ons rond, en waar ons in stilte voor God gaan sit, gaan hy vir my en vir jou vra, hoe lyk jou verantwoordelikheid? Kom jy jou verantwoordelikheid teenoor God na? Ek praat nie van kerk toe kom nie. Ek praat nie van bid hier toe kom nie. Ek praat nie van klasse bywoon nie. Ek praat van jou verantwoordelikheid. Hy sê, gaan en gemaak disippels. Verstaan die eerste prioriteit, dis ons verantwoordelikheid. Sit daar iemand met wie jy lankal moes gedeel het oor die Here. Dis ons verantwoordelikheid, mense. Dis nie die pastoor of die predikant se verantwoordelikheid. Dis elke een, want ons is kandelare voor die Here, man. Ons is sy kandelare. Verstaan jy, want hy het 'n dooie lampet gesoek. Hy het iemand gesoek, 'n soekende hart, en het hierdie lampet brand gesteek met die Heilige Gees se vuur. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid vanmôre om ander dooie lampe te loop opsoek vanmôre, mense. Ons het 'n verantwoordelikheid om verlore siele, soos hy tussen ons rond beweeg. As hy jou vannag kom besoek, daar 2 uur, 3 uur in die nag, of in jou stilte tyd, en hy vra vir jou, Willem, hoe lyk jou verantwoordelikheid? Kom jy jou verantwoordelikheid teenoor my na? Is jou geestelike posisie op plek? Is ek nog altyd jou eerste liefde? Want jy sien, as hy my eerste liefde is, dan wil ek ander gaan brandsteek. Ek wil vir ander mense gaan vertel wie hierdie wonderlike God is. Is dit die wonderlike mense? Want as my kondisie reg is, en ek het verantwoordelikheid, man, verstaan jy? En ek het my geestelike posisie is in plek. Hey man, dan weet ons, hy's die lig, hy's die een wat lewe bring. Hey, halleluja. Yes, die mense. Dis vir my so kosbaar. Dis vir my so wonderlik. Ek wil vir u weer een sê vanmôre, sonder hierdie lig beteken ons kandelaar niks vanmôre. Sonder hierdie lig, sonder dat ons skoon gemaak word, ons put skoon gemaak word. Laat die snuister kom in die gees van die Here. Ons bring nie af na 'n doel toe ons praat van die gees van die Here. Want jy sien partykeer brand hierdie ou put aan. Ja, ken jy van Martha van Wyk? Sjoe, met 'n parafin diepvries. Hey, my broer, my ma, sy het jaar behoorlik gesout. As dit by die parafin diepvries kom, ek is so dankbaar toe sy die Here aangeneem het, toe rus ons almal, ons het sommer gedrink daar. En toe ek nog gedrink, opgehou drink, so ek het gesê, halleluja. In my sonde prys die Here, die ergste een het nou tot aan hulle gekom, van die parafin diepvries, en nog baie ander goed. Het gemaak met my ma. Halleluja, sy het nie gespeel nie. As sy daar opgestaan het na daai ou ding wat jy so afdruk, en die ou glasie,
En sy druk hom so op en hy loop vrek in die rook. Nou maak, Wallan. Jy sal nie weet wie nou gepraat het. Hey, is die van Jans dinge. Dus kom ek weet hoe smaak het dooie lample. So ek probeer ook maar soveel as moontlik. Ek is so bang. Hier gaan een dood in die snuis en kom dan die Marie. Want dit slaat met dus amper soos een van my op Jelle gesê het. Jy sal elke keer as hy iets verkeerd gedoen het. Ek kan nie onthou wie dat hy so oorwermend het gesê het, as hy wat gesê het met Blom. Ek weet nie maar as hy iets gesê het of iets gedoen het, dan sy ma hom geklap hier agter die kop. So hy koes sommer al klaar. As hy 'n ding verkeerd sy ma sê daar na en dan koes hy al klaar. Nou hierdie is nou so 'n ding as ek sien hier so dooie lampe, dan loop yes, dankie Here. Mama is hemel toe. Here, ek kan self op hierdie saak werk. Prys die Here man. Ja, mense, maar dis hoekom ons daar vir mekaar is. Die Gees van die Here het jou lamp aangesteek. Hy het jou met daardie vuur, sodat ek en jy vanmôre vuur vir iemand anders kan wees. Want sy lig, daardie kosbare goue kandelaar, wat deur sy kerk beweeg, deur ons beweeg. En jy party dae gevoel, jy voel 'n bietjie down, jy voel 'n bietjie af, dan stuur jy sien, die Here sien. Hier's 'n kind van my wat vandag 'n bietjie down is. Want die omstandighede is nie altyd so maklik. Die omstandighede is nie altyd so lekker. Situasies is nie altyd so lekker. En dan kom die Here met sy groot, want hy is die lig. En hy kom skyn op hierdie lamp wat begin rook as gevolg van omstandighede. Hy kom besoek, want God los ons nie alleen nie. En hy kom stap net so tussen ons deur. En hy raak net so aan. En die oomblik as hy aanraak, dan voel jy. Dan weet jy man. Ja, nee, God kom nie net en veroordeel. Nee. Hy kom bou op. Hy kom tel jou op. Hy laat voel jou weer. Hey man. Ja, wat het nou Jeremia? Hulle praat ons van die heilende profeet. Nou Jeremia het ook baie keer gevoel. Yes, wie Here, is dit net ek wat moet altyd. Hy nou Jesegiel het mos daarom hel deurgemaak. Is dit nie waar nie? En dan kom die Gees van die Here en hy kom laat skyn net sy lig so op jou. Glenn, soos op 'n dag bietjie down voel of is voel geestelik. Here, ek het vandag geestelike voeding nodig. Hy gaan nie vir jou los nie. Nee, hy gaan kom en sy lig gaan oor jou kom skyn. Want sy naam is Jesus. Wonderbare raadsman, sterke God. Hemelse Vader. Die een wat ons hart ken. Hy sien mos dat die lamp is begin besig om te rook. Want jy sien, ons het 'n probleem. Ons wil partykeer op ons eie krag wil ons staat maak. Dis net menslik. Dit is van ons is mos nie volmaak nie. Ons is nog nie die allerheiligste. Verstaan jy? Jy sien as ons nader beweeg aan die spieël van God, dan begin sien ons, Here, ek het soveel tekortkominge. Ek het nog soveel foute. Ek het nog soveel dinge wat ek moet leer by U. Verstaan jy? Want dis wat die lig doen. Dis wat die lig doen. Hy kom versterk jou. Hy maak weer die lamp skoon. Die lamp kan nie net aan mekaar brand nie. Hy moet vervang word partykeer. Verstaan jy? Want hy het uitgebrand. Nou, halleluja, hy het uitgebrand. Verstaan wat die lewe laat brand ons lamp partykeer uit, wat dit vir jou voel. Werklik, Here, as U hier nou ingryp, ek gaan dit nie maak. Verstaan jy, die lamp het dit uitgebrand, maar die Gees van die Here, verstaan jy, die hoëpriester moes kom instap en dit was sy werk gewees. Hoor jy, daar is 'n kosbare ding. Wie mag van hierdie toonbrode geëet het? Net die hoëpriester mag van dit geëet het. En ek en jy is vanmôre 'n hoëpriester van die allerheiligste. Verstaan jy, ons is die hoëpriester. Ons is daar die priester wat mense by die allerheiligste van God loop inlei. Halleluja!
ons het Woensdag daaroor gepraat. Ons is die Johannes die Dopers, wat die mense in die woestyn invat. Ons help mense, want ons moet op 'n punt kom, wat ons volwasse kan raak, verstaan jy, en ons afhanklikheid van God verklaar, want daar's mense wat honger is na die Here, ons moet hulle by die hand vat, verstaan jy, so daar is tye wat ons lamp het uitgebrand het, en die Gees van die Here kom, en hy kom vervang, die Heilige Gees, verstaan jy, hy kom vervang hierdie ou lampe, soos wat die hoofpriester hierdie lampe te vervang het en 'n nuwe kers opgesteek het, so kom die Gees van die Here, en hy kom steek weer nuwe vuur, hy kom maak hom skoon, dis liefde, dis omgee, dis 'n God wat daar is, dis 'n Jesus wat stap, dis 'n herder, 'n mens wat werklik omgee vir sy gemeente. Verstaan jy, dis hoekom die Here sê in Jesegiel 34, die herders wat ek aangestel het, is besig om my skape op te vreet. Ek dink is meer jakkals en wolwe. Goed wat niks vir die werk van die Here omgee nie. Ja, gaan meer oor die salarisse en wat hulle kan uitbuit uit mense uit. As die werklike, dis hoekom die Here sê, ek sal self nou 'n herder wees. Verstaan jy? Maar God maak van my en van jou ook 'n herder. Ons moet kan sien as daar behoefte is. Dis hoekom die lig op jou skyn. Ons moet sien as daar behoefte, daar seer is, dat ons kan sien, Here, hier's iemand. Jy hoef nie altyd, moenie, verstaan jy, ons wil altyd die wyse wees. Nee, ons kan net daar wees en sê, Here, U sien mos. U sien mos. En die Jesus wat ons aanbid. Nie 'n ander Jesus, Jesus Christus van Nazareth. Daardie een wat ons aanbid. Hy sal die werk verder doen. Amen. Kom ons sluit ons oë. As jy vanmôre iemand is wat voel, Here, my lampe. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wil net saam met jou bid. Want ewen ek kan nooit sê, nooit, my lampe is ooruit. Nooit. So as ek vanmôre bid, dan bid ek vir my lampe ook. As ek vanmôre bid, dan bid ek vir my tekortkominge ook. Vir my foute. Ek bid vir hulle ook. So ek wil saam met jou bid. As jy voel, ek kan saam met jou bid, kan jy net jou hand vir my opsteek. Ek bid net saam met jou. Ons het dit so nodig vanmôre by die Here. Vader, baie dankie my God, dat U vanmôre deur ons gemeente kom wandel. U wil kom kyk, hoe lyk ons geestelik. U wil vanmôre belydenis hê. U wil vanmôre kandelare hê wat vanmôre kan sê, Vader, vergewe my. Want dis 'n kandelaar, dis 'n kerk wat hulle afhanklikheid van U verklaar. Miskien het daarvan my liggies op my kandelaar al begin doodgaan. En ek operate nog net, Here. Ek is vreeslik besig, want dit gaan nie oor hoe bedrywig die kerk, Here, hoeveel kerke is daar nie, Here, wat vreeslik bedrywig en mooi lyk en pragtig lyk, met die pragtigste voorsang, die mooiste orkeste, Here. Here, wat die mooiste bedrywige dinge wat hulle organiseer en mense beïndruk. Maar die ware goue kandelaar is klaar geskuif. Die kondisie lyk nie goed nie. Hierdie kerk se kondisie het maar geword. Here, miskien is hier van ons wat se kondisie nie goed voor U is nie, Here. Miskien is dit ons almal vanmôre, Here. Ek weet nie, Here. Ek weet net ons het 'n behoefte. Ons het 'n behoefte na U lig, Here. Want U kom na U kerk. En die waarskuwing is vanmôre, Here, U maak op hierdie oomblik tyd. U stap tussen ons deur. U maak tyd met elkeen van ons. Maar daar gaan 'n tyd kom wat U waarsku.
As jy nie gaan klaarmaak met dit wat jy besig is, Here, mag dit nooit net nog 'n Sondag diens wees. O, ek bid U vanmôre, Heilige Gees, dat U werklik in ons harte hierna sal gaan stil raak. Here, ons is nie meer op 'n plek van mooi preke nie. Ons soek diepte, Here. Ons soek diepte, my God. Ons soek na meer van U. Ons het 'n honger na U. En ek bid vanmôre, Heilige Gees, dat U harte sal deursoek. U die een is wat vanmôre deur ons lewe, deur ons hart kom rondloop, wat in ons huis rond beweeg. En dat U met ons sal praat, o Heilige Gees, en dat U vir ons sal wys waar ons kan verbeter. Sodat daar nie 'n dag sal kom dat ons dink ons dien nog die Here nie, of sal dink dat ons mense kan beïndruk met ons godsdienstigheid nie, Here. En dan is ons kandelaar lankal geskuiwe. Ons opereer maar net uit die vlees uit sonde uit, eie krag uit. Maar die kandelaar, die eerste liefde is geskuiwe uit ons lewe uit. Maar U gee nog altyd, solank ons op hierdie aarde is, en solank ons oë oopmaak, gee U vir ons kans, wat U sê so mooi. Gaan soek jou eerste liefde. Gaan kry jou plek weer in die tabernakel. Gaan staan waar God se lig oor jou kan skyn en die duisternis kan uitdryf. Anders sal ek kom en jou kandelaar skuif. Here, ek bid dit nie vir ons gemeente nie. Ek bid dit vir geen gemeente nie. Laat kerke, gemeentes en ons as mens sal begin soek na die ware lig, Jesus. Dankie my God. Ons prys U daarvoor. Amen. Kan ons weer so 'n bietjie hierdie Namakwa-landers of Namakwa musikante. Anders kan staan julle. Daar is alles voldaan in die vijand
ontvang in ons seën van die Here. Vader, mag ons nou gaan in hierdie vrede en hierdie liefde van U, Here. Mag ons hierdie vreugde en hierdie lig van U gaan uitleef daar by U, Here. Here, help ons om hierdie ou dowwe lampe partytjie brandend te hou voor U, Here. Dankie my God dat U lig oor ons skyn en dat U Uself verheerlik deur ons. En daarom weet ons, U is die Alfa en die Omega en U is die begin en die einde. En ons dank U daarvoor in Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Ons sê vir hulle baie dankie wat vir ons kom help. Julle kan nie nou gaan die friets, daar is koffie. Ek sien julle, daar's lekker koffie. So kom drink saam met ons lekker koffie.